Dit is Sondag, die 14de Junie 2026 en ons is hier in Suiderparel gemeente en ek weet nie waar in die wêreld jy sit en kyk nie, maar jy is vanoggend baie, baie welkom. Mag jy ook daar waar jy is, God se teenwoordigheid ervaar, die werking van sy Gees en dat sy woord diep in jou hart vrug sal dra. Nou ons tema vandag hier op Ashanti, pragtige wynplaas, hier waar ons die groot fondsinsameling van die jaar doen vir armes, om uit te kan deel, om te kan gee, want het Jesus gesê, het maak jou gelukkiger om te gee as om te ontvang. En hier gaan ons vandag gesels oor die vrug van die Gees, en 'n bietjie na binne kyk, hoe ons eie lewe lyk, en of hier die vrug van die Gees 'n werklikheid in ons lewe is, en hoe ons dit reg kan beoefen in die praktyk van elke dag. Maar gelukkig is die fokus nie net op onsself nie, eintlik glad nie op onsself nie. Die fokus is op die Gees van Christus, die Gees van God, want is hy wat hierdie vrug in ons bewerk. Dis nie in die eerste plek 'n opdrag, dra vrug nie. Dit is die gevolg van ons fokus op Christus, en dit sal ons baie duidelik sien in hierdie teksgedeeltes wat ons saam gaan lees. Martin Luther het op 'n dag gesê, as hy eendag in die hemel kom, en die Here roep hom nader en sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Sal hy antwoord, Here, u weet, niks daarvan was uit myself nie. Dit alles het van u gekom, deur die werking van u Gees en die krag van u woord. En dis ook ons gesindheid vandag, om alle eer aan die Here te gee, en om ons fokus op hom te rig. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Here, ek wil so baie graag goeie vrugte dra. Maar soms is daar net blare. Soms net herfsblare, val die blare af. Staan ek al verleë voor u, want u het my oorlaai met soveel genade en soveel goedheid, alles gegee wat ek nodig gehad het, om vroom en heilig, dankbaar voor u aangesig te leef. En dan kom daar partymal so 'n tydperk van wag, van koue, van winter. En is daar geen teken van vrug nie. Tot op 'n dag, dat daar klein groen sprietjies uitkom, pragtige bloeisels, en u nuwe lewe gee. Help ons hier om geduldig te wees, ook met onsself. Help ons om te wag op u Gees, en op sy werk in ons lewe. En help ons om die ingeplante woord in ons met sagmoedigheid te ontvang, sodat hierdie saad van u Gees in ons harte, die saad van die wedergeboorte, kan groei en baie vrug kan dra. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So ek wil vandag vir jou vra, is jy lief vir die natuur? Hou jy daarvan om buite te wees, om in die veld te wees? Hou jy daarvan om tuin te maak? Of is jy self dalk in die boerdery betrokke as 'n boer, of by 'n vrugte uitvoermaatskappy? Van kleins af was my seun baie gefassineer deur 'n saadjie wat begin groei, deur nuwe lewe wat geskep word. En is dit nie 'n wonder van God nie? Dis mense wat die saad saai, maar dis God wat laat groei, lees ons in die Bybel. In Galasiërs hoofstuk 5 lees ons dat die werke van die vlees vir almal duidelik is. Dis nare dinge, dit is dinge soos rusie, jaloesie, onsedelikheid, bekleierery, onmin, towery, vyandskap. En al hierdie dinge is eintlik 'n oortreding van God se wet. Want al sy gebooie word in een wet saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Selfs in die gemeente was daar onmin en bekleierery, sodat hy hulle oproep om te sê, pas op dat julle mekaar nie byt en opeet nie. Veral rondom die besnydenis was daar 'n groot geveg met dwaalleraars wat ingekom het en gesê het, maar glo julle nou die evangelie, julle moet julle nog steeds as heidene laat besny. En Paulus sê, nee, dan sal alles vergeefs. Dan gaan julle terug na die ou manier, om te sê, ek gaan in die regte verhouding met God kom, deur hierdie wet getrou en in detail te probeer onderhou.
En dan het julle die genade van God verbeur. Julle het God eintlik in die gesig geklap, sy genade van julle al weggestamp. Nee, sê Paulus, dit kan nie so wees nie. Dan is ek verniet gestraf en kry ek verniet swaar, terwille van die kruis van Jesus Christus. Wanneer die kruis is ek vir die wêreld gekruisig en die wêreld vir my. En is ons sondige begeertes gekruisig. Al hierdie dinge help jou niks in hierdie stryd teen die sondige natuur nie. Jy kan probeer hoe jy ook al wil om die wet van God te onderhou, maar jy gaan elke keer met jou gesig in die modder val. Want, sê Paulus, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, geduld, en dit is sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet mos niks nie. Dit is presies binne God se wil vir ons lewens. God vra dit van jou en van my. Maar hy gee in die eerste plek wat hy van ons vra. Hy gee hierdie liefde. Hy oorlaai ons met vreugde. En hy gee die diep vrede in ons hart, wat ons eintlik vir geen mens kan beskryf nie. En al hierdie eienskappe, sal julle baie mooi hoor, is eintlik die eienskappe van Jesus self. Jesus was vol van God se liefde. Hy het hierdie groot vreugde in hom gedra, sodat hy kon sê, my vreugde is volmaak, kom kry dit by my. Hy het God se vrede op 'n baie besondere manier in sy lewe beleef, ten spyte van al die vyandskap en haat wat oor hom uitgegiet was. Petrus sê sy geduld wanneer hy aan die kruis ly was so uitsonderlik, dat ons elke keer daaraan moet dink as ons in moeilike tye kom. Onthou die voorbeeld van Jesus. Wees geduldig, wees vriendelik. Ook in die brief aan Korintiërs sê Paulus, onthou die vriendelikheid van Jesus Christus. En het Jesus nie self gesê, kom na my toe, want ek is nederig en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siel. Hy wat die seun van God was, hy wat die gesant van God was, die koningskind, die prins van vrede, hy is die nederige een, wat ons uitnooi om met sy gesindheid te leef. En daarom kan Paulus sê, die wêreld is vir my dood en ek is dood vir die wêreld. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En vir die gemeente sê hy, hoe is dit nou met julle in julle geestelike lewe? Julle het so goed begin, in die gees het julle begin. En nou? Nou wil julle weer op eie krag staat maak. Nou wil julle in die vlees eindig. En julle weet wat die uiteinde daar gaan wees. Julle weet hoe akelig en vreeslike mense lewe word, wanneer jy op jouself aangewese is. Christus alleen kan ons vrymaak. Christus alleen kan ons lewe vol maak, kan ons lewe waarde en betekenis kom gee. Ek is seker, jy ken mense wat op hierdie verkeerde pad is, en wat lewe soos Galasiërs 5 vir ons sê, wie se hele lewe net rusie en baklei en onmin is. So 'n huisgesin is nie 'n lekker plek om in groot te word nie. Sulke kinders kry dit swaar van kleins af. Hulle het nie 'n selfbeeld nie, want dit word vernietig van kleins af. Maar as daar 'n Christenhuisgesin is, waar mense met liefde en deernis grootgemaak word, waar ouers die vrug van die Gees openbaar, deur in liefde en met sagmoedigheid en opregtheid te leef, dan is die wêreld anders. Dan ervaar so 'n kind die wêreld as 'n vriendelike plek, waar hy met liefde en deernis ontvang word. Nou, hoe kan ons hierdie dinge prakties gaan doen? Ek dink ons almal weet, dat 'n saadjie nie sommer net oornag groei en 'n groot boom word nie. My klein neef op Salomonsvlei daar in Milan het vir my gesê, druiwe vat 2 jaar voordat 'n druiwestok begin om vrug te dra, en 5 jaar voordat hy in volle produksie is. En gelukkig is die Heilige Gees ook geduldig, liefdevol, vol vreugde. Die Gees kom dra hierdie dinge in ons lewe in, maar met geduld. Hy weet dit kom nie oornag. En as mense dit in jou kinders en kleinkinders sien gebeur, is dit so 'n wonderlike voorreg. Ek het met my kleindogter gisteraand gesels en vir haar vertel van die vrug van die Gees en al die eienskappe daarvan. Woord so selfbeheersing, het sy as 'n 6-jarige dogtertjie nog nie so mooi verstaan nie, maar ons kon rustig daaroor praat. Sê hoe belangrik is dit om jouself te kan beheer.
Tim Keller het gekyk na hierdie 9 verskillende eienskappe van hierdie een vrug. En gesê dat elkeen van hierdie eienskappe eintlik 'n negatiewe aspek van hierdie werke van die vlees mee klaar speel. Liefde speel klaar met haat. Vreugde speel klaar met grimmigheid. Vrede met angstigheid. Vriendelikheid met mense wat net nors wil wees, net op ander wil trap. Goedhartigheid teenoor boosheid. Geduld of lankmoedigheid teenoor iemand wat heeltyd kort van draad is, alles net volgens sy wil buig en wil hê. Sagmoedigheid teenoor grimmigheid. Skerpheid. Iemand met 'n skerp tong kan anders so seer maak. En selfbeheersing staan teenoor hedonisme, teenoor die gees van ons tyd van, laat maar gaan. Al hierdie dinge maak van jou 'n mens wat jouself kan beheer. Help 'n tiener om te gaan sit en studeer, al is hy lus om op sy selfoon na 'n fliek te sit en kyk, of na 'n storie te kyk. Help iemand om getrou te gaan oefen, omdat hy sy ideale wil bereik. Help iemand om deur swaar tye te gaan. Een van my vriende wat dit op 'n baie besondere manier reg gekry het, is Nelda van Zyl. Sy is 'n maatskaplike werker, afgetree op Bochumsbaai, maar nou nog het sy 'n wonderlike bediening dwars deur ons land, wat sy mense voortdurend ondersteun, bemoedig, haar lewe gewy aan mense wat swaar het. Dikwels het ons saamgegaan in pastorale situasies waar daar 'n moord plaasgevind het of ernstige krisisse. Dikwels het sy vroue berading gegee wat deur ontsaglike trauma gegaan het. Hulle bure gaan besoek waar daar baie groot huismoeles en rusie was. En op 'n dag het ek net gevra my Nelda, hoe kry jy dit reg om altyd so blymoedig en dankbaar te leef? Want hulle het as 'n huisgesin deur baie diep smart en swaar kry gegaan. Hulle pragtige dogter Elrie is op 12-jarige ouderdom in 'n jetski ongeluk voor hulle oë oorlede in haar man se arms. En 'n smart wat vir hulle verskriklik was, want sy was die mooiste, pragtige, talentvolle dogter. Maar hulle het nie moed opgegee nie. Hulle het nie tou opgegooi nie. Ten spyte van hierdie bitter smart, het sy en Hardes, professor aan die Universiteit van Johannesburg, met groot toewyding hulle lewe voortgesit. Baie betrokke gebly in die kerklike gemeenskap. Diensbaar gebly. En toe ek van Helder vra, hoe kry jy dit reg dat die vrug van die Gees so duidelik in jou lewe sigbaar is, het sy gesê, elke week skryf sy een van hierdie eienskappe neer in haar dagboek van maandag tot saterdag aan, en sondag. Hoe kan ek liefde hierdie week gaan beoefen? Hoe kan ek dit op 'n praktiese manier gaan doen? Liefde teenoor my eie man. Dinsdag liefde teenoor my kinders. Woensdag teenoor die kleinkinders en ouma grootjie wat in hulle huis bly. Donderdag teenoor iemand wat my dalk skade aangedoen het. Vrydag teenoor iemand wat ek sommer net gaan raakloop vandag. En so het sy elke week gedoen. Die volgende week met vreugde. Hoe kan ek vreugdevol leef in 'n wêreld met soveel slegte nuus? En so het sy hierdie gewoonte ingeoefen. Ons het nou vir 5 weke gehoor van die wonderlike gewoontes wat ons moet inoefen. En die vrug van die Gees is deel daarvan, dat die Gees dit in ons lewe 'n werklikheid moet maak. Daarom sê Paulus, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Nou hoor jy hierdie woorde, ons lewe deur die Gees. Hy gee lewe, bruisende lewe. 'n lewe wat 1000-maal die moeite werd is. 'n laaste voorbeeld. Elise Bosch het haar lewe gewy aan die armes in Heilbron. Ons het haar probeer ondersteun so goed ons kon. En Elise het 'n baie spesiale manier gehad om met mense te werk. En op 'n dag met 200 mense in hulle kerkgebou waar almal hawelose mense was, het een vrou van agter af vorentoe gestap en gesê, my bure se huis het afgebrand, seker maar 'n plakkershuis. Sal jy nie asseblief almal 'n paar sente gee nie? En hulle het almal opgestaan en iewers 'n paar sentjies uitgekrap en dit in daai margarine bakkie kom gooi. Agter in die saal het 'n blonde kop vrou gesit. Dit het haar so diep geraak dat sy opgestaan het en vorentoe gestap het en gesê het, ek wou nie vandag kerk toe kom nie.
My lewe is in so 'n totale chaos. Ek wou al 2 keer my 'n einde aan alles maak. Want ek het 'n prostituut geword om te oorleef. Maar diep in my hart het ek geweet dat God vir my iets beters in gedagte het. En toe ek sien hoe julle vandag vir mekaar omgee, het daar iets gebreek in my. Het ek geweet, God wil my hier hê volgende. Toe staan daar 'n ander vrou op wat dieselfde paadjie geloop het en tot bekering gekom het, gesê, weet jy, die Here kan jou vergewe. Ek het daggazolle gerol van my Bybel wat iemand vir my persent gegee het, tot ek dit op 'n dag stukkie vir stukkie begin lees het en deel geword het van hierdie gemeente. En God het my vergewe, hy sal jou ook vergewe. En toe kom staan hulle om haar en sing vir haar, wat 'n vriend het ons in Jesus. Ons word nie gered deur ons goeie werke nie. Ons kan wat probeer, ons sal nooit in God se goeie boekies kom nie. En dit is ook nie nodig nie, want God het sondaars lief. Erken dit net. Wees net eerlik oor wie jy is en al die sondes wat in jou lewe deel van jou mondering is. Al die werke van die vlees. Maak jou hart oop en bely dit voor die Here, daagliks. Laat hy jou kom nuut maak. Laat sy gees jou kom aanraak. Laat sy gees jou kom vervul met 'n nuwe liefde, vreugde, vrede, goedhartigheid, geduld en met sagmoedigheid en selfbeheersing. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek waarborg dit vir jou. God het dit in my lewe vir my gedoen en hy wil dit ook vir jou doen. Vertrou op hom, gee jouself aan hom vandag. Mag die Here se genade, liefde en vrede elke dag met jou wees. En mag die vrug van sy gees in jou lewe sigbaar wees vir almal wat jou ken. Amen.